Vader, ons eer U met ons hele wese. En vanoggend kom ons net in hierdie plek en ons kom staan stil. Ons kom wees stil. Want U is die Heer. En soos wat die nagmaal nou uitgedeel word, gebruik ons net hierdie oomblik om stil te wees. En by daai plek uit te kom en te weet, U is die Heer. Amen. So daar waar jy sit, wees net stil by God. Ek vra die nagmaalspan om vir ons uit te deel. So terwyl almal besig is en probeer stil wees. Stil raak en weet of God die Heer is of net by hom te kan uitkom. Wil ek net so iets persoonliks deel. Die afgelope tyd is ek baie by 'n plek waar ek die Here vra, maar dit wat ek doen is daar nog waarde? Is dit wat ek doen nog genoeg? Want die resultate wat 'n ou wil sien is altyd dalk anders. En al wat God nou net vir my voorkom wys is, hou net aan vir my kyk. Vergeet van die resultate. Vergeet van dit wat jy wil sien. En hou net aan vir my kyk. Terwyl ons aanbid het, maak die Here my oë oop en ek neem waar gebrokenheid en harte wat erg shattered is. Maar ek sien dit oor 'n paar harte, ek sien dit oor 'n paar mense soos die Here dit vir my gewys het. En ek het die Here gevra, wat wil jy hê wat moet ek dit doen? En hy sê vir my, declare to them and say to them that my word is true. Say to them that I love them. And as you say it will shatter their hearts. It will go into their hearts. It will break the yoke. It will shatter the chains from their hands. But you got to believe that He loves you. He loves you deep, deep inside. He will never leave you. He will not forsake you. But you got to rise up in Him. He says, you are in me, and I'm in you. Allow Him to rise you up and to stand. And I just felt to give this message to you. As you partake of the Word of God, He loves you. We are celebrating His love. He loves you with so much depth that will shatter you. It will shatter your unbelief. It will break off the walls of unbelief from inside of you. You will suddenly start seeing and hope will arise. As you partake of His bread, by His stripes you are healed. If you have ailments in your body, start believing He came to heal you. He loves you. He's not here to punish you. He loves you. In your mind, the enemy says he wants to punish you. Let me tell you, it's a lie from the devil. He wants you to feel guilty. And God wants you to drop that now. Shake it off. Rise up in Him. Allow His love to come. His love is like a fist. I see it like a fist. And it shatters. It shatters unbelief. It shatters guilt. It shatters shame. It shatters all these lies that we have in our hearts. As we partake of Him, as we eat and drink from Him, celebrate that He is the King of Kings and the Lord of Lords. He's come to set us free. We are free already. That's what His word says. He has already healed us. He has already delivered us. But we got to believe it. Allow these shackles to come off today. Now, in the name of Jesus,
Father, we speak your love over this place. Father, I pray for your blessings to be poured out over this place, Father. For your glory to manifest upon each and every heart, Lord Jesus. We speak life to every heart, Lord Jesus. We shall speak life to the depressed, Father. We thank you, Lord Jesus, that depression must leave right now. Thank you, Father, for the joy of the Lord is our strength, Lord Jesus. That we can speak and declare your joy over every heart in this place this morning. Thank you, Father, that you've come to set us free. We are free in you, and we praise you for that in Jesus' mighty name. Amen. Ek wil aansluit by Manfred dat wat Dr. Hoederhof gesê het, somewhere along the line we get bored. Ons raak verveeld met iets of iemand. God kan nooit verveeld raak met jou nie. Dis nie in sy kapasiteit nie, dis nie in sy hart nie, dis nie in sy koninkryk nie. Mag ons net nou saam as gemeente net die nagmaal geniet. Net daar waar jy is. Dankie Vader vir u stilte by ons, in ons en rondom ons. En dankie Jesus vir wat jy vir ons gedoen het. En dat jy so opgewonde is oor wat ons nog gaan doen. In en saam in die koninkryk van God. Amen. Die Here daag met die afgelope tyd baie uit. Ek kan nie daai eerste prentjie opsit, die woorde. Woensdag met die jeug ook gesels oor dit. You got this. Baie kere voel ons het dit, veral hierdie tyd van die jaar. Wie voel hierdie jaar was effort? Net 'n bietjie. Sjoe. Okay. Wie voel hierdie jaar het iets gekos? Wie voel jy was te veel betrokke oral hierdie jaar? Ok, nou moet ek notas vat. Ek wil voor ek aangaan, net die Next Gen Youth Fees wat ons gehad het. Ek het nog nie regtig baie groot terugvoering gegee oor dit nie. As ek al het, verskoon my die Here is so besig met my, dis hoekom hier net weer 'n prentjie is, hier's geen slides nie. Want hy sê vir my, jy gaan nie jou tools gebruik wat jy wil gebruik nie. Of die mense wat sit en neerskryf en afneem nie. Alles moet direk van gees na gees gaan. So, ja, dis 'n interessante tyd. Hierdie bord voor ons die video wys, hierdie bord was daar gemaak die aand. En elke kind het 'n deel in hierdie bord. In hierdie kunswerk. En die Here se prentjie was hierdie deur word vir hulle oopgemaak in die toekoms in. Met 'n hoop vir die toekoms. En elkeen het 'n deel in dit, en God sal altyd leer inbring of terugbring. En God sal dit altyd kom wys. Julle het seker al van die geel hemde hier voor gesien, moes eintlik baie meer gewees het vanoggend. Maar ek wil vanoggend regtig aan die Here en aan die jeug die eer gee vir die fees wat gebeur het. En vir die gemeenskap wat ingetrek het, want sonder dit kon dit nie gebeur het nie. En dis juist die boodskap vanoggend is effort, koste en betrokkenheid. En die groot tema is you got this. Ek gaan net vir Charles vra om net daai video vir ons op te sit. So dit was vir ons een groot jol gewees. Dit was regtig so lekker om deel te kan wees van dit en daar te kan wees en te kan weet die effort wat ingesit is, die koste wat dit gekos het, want daai Vrydag, die naweek van die event het ons nog so R80,000 gekort. En ek dink dit was die volgende Woensdag, toe sit betaal. En die jeug het dit beleef, en ek gaan van hulle wat dalk hier is, wat nou wil net 'n kort boodskap gee oor wat daar gebeur het, wat hulle beleef het, om net ietsie neer te sit oor dit. En dan gaan ek verder ingaan in die boodskap. Net die stry nie. Hulle altyd het vir my gekyk, so. Môre almal, my naam is Janie. Ek gaan net 'n bietjie van 'n backstory gee. Ek was laas jaar klaar met die jeug, so ek's hierdie jaar 19. En aan die begin van die jaar was ek baie onseker, ek het nie geweet wat om te doen nie, en Fransjo het vir my gesê ek's te oud om in die jeug te bly. So toe, voor ek myself kon vind,
serve ek onder hom in sy gap jaar program. So ek was deel van die media span, al die video's en die goedjies wat ons gedoen het. En die NGY, ons het baie video's gemaak. Ons was in baie video's, het baie promotion of marketing. Ons was orals. As iemand vir my 'n video stuur, dan weet ek sommer al klaar, dis iemand se ma wat my op Facebook gesien het. So, ja. Die NGY festival was, ek het amper nie woorde nie, dit was, die enigste woord wat na my toe kom is revival. En laas jaar het ons het gehad in Grove se parking, en hierdie jaar was iets heeltemal anders. Ek het die Here beleef deur elke liewe tiener. Die geel hemde was Francois se Minions, dit was nie 'n keuse nie, hierdie kleur. Ons was Francois se Minions, en ons het aan die kante gestaan, ek het gegaan om te serve, en net om te sien hoe die tieners loof en prys, en hulle harte oopmaak vir die Here. Dit was net wonderlik, en ek wil net vir julle aanmoedig, ouers, familielede, gebed is baie kragtig. So, as daar 'n tiener is, daar is revival wat besig is om te gebeur. So, die Here sê daar's lewe en dood in ons woorde, so hoeveel meer kragtig is 'n gebed nie. En ja, 'n persoonlike testimony, ek is amper klaar. 'n persoonlike testimony, ek het met geen verwagting ingegaan nie. En toe sê ek net vir die Here, ek sal gaan om te serve. En toe sien ek hierdie klein dingetjie wat ek voel ek moet vir almal sê. So, if the Lord is putting you in a waiting season, do what waiters do and serve. Want hy sê in sy woord, well done, good and faithful servant. En net deur om te gaan, het hy vir my ook geserve. So, ja, ek moedig julle aan te hou bid vir die jeug. En ja, alle eer aan die Here dat dit so goed uitgedraai het. Dankie. Nog enige een van die jeug wat wil deel? Vir jou moet ek sê jy het net 90 sekondes en ek weet hoe jou pa praat. Ek sal probeer. Môre julle. Soos julle kan sien, ek was nie 'n minion, dankie tog. Maar ek het eers hierdie jaar my pad met die Here begin stap en ek het hom gevra, wat kan ek doen om by te dra om u naam groot te maak by die festival? So die eerste ding wat ek gedoen het is ek en van my vriende het hemde gedra wat ek laat print het, wat gesê het, detergent cleans clothes, but his blood washes away sin. En dit was vir my 'n baie sterk boodskap vir al daar, want ek het gevoel by hierdie fees het hy regtig, hy was nie net, he wasn't just present, he was thriving, he was alive, dit was besig. En ek het ook salwingsolie by oom Leon Visser gekry, en waar die Gees my gelei het, het ek mense daai aand gesalf en vir hulle gebid, vir hulle toekomste, en dat die lig van die Here wat in hulle skyn, sal aanhou skyn, en dat die vuur wat vir die Here brand, sal harder brand, warmer brand. So ja, dit was vir my nog 'n baie groot gewees. Hi almal, ek is ook een van die minions, ek het my hemp by die huis vergeet, ek is baie jammer. Maar ja, ek was laas jaar gered, en hierdie jaar het my bietjie in die gut gehit, was 'n gut punch gewees, maar was ook goed vir my gewees, want ek het regtig gesukkel met, ek gaan bietjie Engels praat, my Afrikaans is so. So, I struggled with fitting in and finding acceptance in the community of Christ and the people of the church. And at the festival, those feelings still had a hold of me, and I was personally struggling with a lot of
imposter syndrome. But that night, I just showed up, even though I felt really, really bad. I showed up, and I just had this feeling of, I'm here for a reason, so I'm going to see what happens. And it turns out one of my friends, while worshiping her heart out, she kind of really almost broke her ankle. So she had to sit it out. To the side, she couldn't be in the crowd. She needed to rest. And I knew, okay, now I'm in supporter mode. I went and I got her food, I got her drinks. I did my best to make her feel welcome and still a part of the festival, even though she couldn't be a part of it. And in that, I realized that even though me and my little group of outcasts, at least that's how I still feel a little bit, you can still be a part of something and you can still serve the Lord, even if it's little ways like sitting on a picnic blanket next to the crowd and drawing little pictures on your friends. They had little acrylic markers. It was really fun. But yeah, it's never too late to give your life over to the Lord and become his best friend, because that's really what this is. It's relationship, it's love, it's being worthy no matter who or what you are, if you have the shirt or not. So daar het julle dit. Ek wil graag hê julle moet sien wat effort, koste en betrokkenheid kan bring. Uit dit wat julle gesien het en dit uit wat julle gehoor het. En het ons al regtig die koste bereken om 'n disipel van God te wees, om 'n disipel te wees en disippels te gaan maak. Nou wil ek uit Lukas 14, ek gaan hom hier in my Engelse Bybel, Luke 14 verse 28 to 33. Vir die van julle wat daartoe wil blaai. Luke 14, 28 to 33. For which of you attending to build a tower does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it, lest after he has laid the foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him, saying this man began to build and was not able to finish. Or what king going to make war against another king does not sit down first and consider whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000? Or else, while the other is still a great way off, he sends a delegation and asks conditions of peace. So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. So as ons kan sê dat ons 'n disipel is of wil wees of besig is om in te vorm, het ons regtig, did we really count the costs? En hoe lyk my disipelskap? Hoe lyk die strukture wat ek het rondom my of by my? Is dit van myself of is dit goed wat bly werk of vertrou ek net God? Vertrou ek net God daar? Jesus herinner ons dat geloof nie goedkoop is nie. Geloof is nie goedkoop nie. Dit kan jou vriende kos. Dit kan jou eie struktuur kos van dis hoe ek aanbied of dis hoe ek iets doen. So Here, nou moet ek totaal en al vertrou op U, hoe hierdie volgende stap of stappe gaan gebeur. Dit verg effort, dit het 'n koste en dit vra jou volle betrokkenheid. Dit vra ons volle betrokkenheid. Ons kan nie net halfpad in wees nie, ons kan nie net 'n bietjie daar wees nie. En dis iets wat ek hierdie jaar beleef het met die jeug wat ingespring het om hierdie byeenkoms net te maak wat hy was. Dit was super. Julle hoor dit was so wild dat tot amper enkel gebreek. Dit was regtig baie lekker. Ek het 3 goed wat ek wil deel vanoggend. Die effort. In Afrikaans die inspanning wat nodig is. Dit klink net nie so
Hy het net nie so lekker nie. Man het dit nou gepraat van hy face hou, so hy het net nie so lekker nie. Die effort. As ons dink aan, en ek het nou net daaroor 'n bietjie getuig so in die begin, is die effort wat ek ingesit het hierdie jaar, die effort wat ek deurgegaan het om goed te laat werk, of net die effort wat ek maar net ingesit het, en dan baie keer kom iets uit, en dan soos, jy moet ek meer effort ingesit het? Of het ek nou te veel ingesit, want nou doen niemand anders iets nie, julle hoor waartoe ek gaan. So daai vraag, kom alles terug na hierdie you got this. In die Bybel sien ons oral voorbeelde, dink aan Noag, wat jarelank die ark gebou het, wat effort ingesit het om die ark te bou. En hoe hy bespot was, hoe mense net teen hom gedraai het. Hy het nie eens eintlik regtig geweet waarvoor hy die ark bou nie, of verstaan nie. Hy het net God vertrou. Hy het net na God gekyk. En elke slag wat hy getwyfel het, en mense sy area of sy kop of sy gees kom die mekaar krap het met hulle gesprekke, moes hy teruggaan na God toe, en God moes net vir hom sê, you got this. Hou net aan. Hou net aan. You got this. Of Dawid wat as 'n jong seun effort gemaak het om sy skape te beskerm. Hy was daar. Hy het geveg vir hulle, hy het hulle beskerm, en eers later het hy die kans gekry om Goliat te verslaan. Daar was eers effort voordat die groot gebeurtenis gekom het, voordat die groot ding deurgekom het, of dit nou was water wat net inkom en die skip optel en daar gaan hy, en of dit nou is Goliat wat voor jou staan, en jy moet hom verslaan. Maar waarom is effort so belangrik? Want sonder geen inspanning is daar geen groei nie. As ons nie inspanning is, as ons nie effort insit, dan kan ons nie groei nie. Effort om Bybel te lees, effort om aan myself te groei. Effort om God te vertrou, dat ons 'n diens kan hê sonder slides daarbo en almal gaan heeltyd net luister. Of hulle gaan dwaal en dink aan die effort wat ek by die huis ingesit het op die skaapbout, of op die fiets wat klaar geolie is, wiele is gepomp, hy helmet lê reg, bordels is in die diepvries. As ons kyk na die apostels, Petrus het sy visnet gelos, Matteus 4 vers 20, het dit net daar gelos. Paulus het sy status as fariseer prysgegee en gevangenskap slaan en uiteindelik die dood in die gesig gestaar, 2 Korintiërs 11, 23 en 28. Wat is die koste wat ons daar bereid is? Kom, ek gaan net een terug hierso. In Spreuke 14 vers 23 lees ons, in alle arbeid is daar voordeel, maar loutere woorde lei net tot gebrek. Ons kan nie net praat nie. Ons kan nie net droom van iets nie. Ons moet dit inspan. En hierdie vraag het baie by my opgekom die afgelope paar maande, oor 'n klomp goed, en die hele tyd hoor ek net God sê, you got this. Want as ons teruggaan na die begin van die diens vanoggend toe ek gesê het, voordat enige iemand jou naam gehoor het, of gedink het aan jou naam, of beplan het, of het God alreeds geweet. So spesiaal en soveel liefde is daar vir ons elkeen. Het God klassies, dit is so waardevol vir my, ek wil en moet dit eers te weet. En baie kere voel ons maak dit nie, en God kom dan net weer terug met daai prentjie by my en hy sê, maar ek het jou geken voor almal jou geken het, maar dit is so belangrik vir my. En dan my prentjie brein oor dit en my gees oor God, daar is net, hy het hierdie groot glimlag vir die toekoms wat voor lê vir daai persoon, vir die toekoms wat uitlê van daar af.
In die konteks van geloof vra Jesus effort van ons. In Matteus 11 vers 28 tot 30 nooi hy ons uit, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Maar hier kom die interessante gedeelte. Maar selfs rus vra effort. Selfs rus kos iets. Selfs rus vra effort. Vir baie van ons, veral nou net, was dit baie moeilik om stil te raak. Dit is baie moeilik om in rus in te gaan, as jy gewoond is aan baie doen en bietjie rus. Of as jy gewoond is aan jou rus is 'n aktiewe rus. Effort is nie 'n eenmalige ding nie, dit is 'n daaglikse keuse. Ek moet daagliks my vrou lief hê. Ek moet daagliks met my kinders tyd spandeer. Ek moet daagliks met God tyd spandeer. Ek kan ook nie net een keer brandstof in my kar gooi as ek die oomblik wat ek hom gekoop het daai dag en dan net ry en die Here vertrou. Ek weet vir party het dit al gewerk. Wat sal dit nie doen aan die brandstofpryse? Ons kan onsself vra, watter effort sit ek in my verhouding met God? Wat is die effort wat ek insit in my verhouding met God? Ek daag baie die tieners uit, Woensdae is nie al plek waar jy God beleef of sien nie. Jy moet Sondag by jou kerk aansluit. Jy moet betrokke wees in jou gemeenskap, by jou gesin. Dit waar ons nou net gesels het, is die Ou Testament, was God in die tent. En nou is God by hier binne. Dit moet geaktiveer wees hier binne in my. En dan effort lyk baie keer soos iemand wat sukkel met verslawing en hy's 'n pa en hy's 'n man, maar iewers moet hy by iemand uitkom en die effort maak om te sê, "Sjoe, ek het hulp nodig." En hy kan die hulp kry wat hy nodig het en hy word deel van die gemeenskap. Maar baie keer vat daai effort baie. Dit vat baie effort om uit te kom en te sê, ek het hulp nodig. Dan kom ons by die koste, die prys wat ons moet betaal. Alles in die lewe het 'n prys. Het al gesien die grocery rekening het bietjie opgegaan? Niemand, net 'n paar. As die stal sit so terug, so dan weet ek dit is die waarheid. Jesus het dit duidelik gemaak in Lukas 14. Hy praat oor die bou van 'n toring of die voer van 'n oorlog. Ons moet die koste bereken. En as ons terugdink na waar Jesus die disippels geroep het en gevra het, was daar oomblikke om die koste te bereken en sê ek kom saam. Daar was oomblikke. Want die oomblik wat Jesus daar was, die oomblik wat Jesus voor ons staan, moet alles in die lewe boring wees en net hierdie figuur, hierdie warmte, hierdie gevoel voor my, moet net so my intrek, dat ek net wil sê ja, en ja, elke dag ja. Elke dag net meer en meer ja. Maar ons kom baie keer by 'n punt, waar ons net voel, is dit die koste die moeite werd, dit wat dit my kos, dit vat ongelooflik baie. En ek voel soms, dit gee baie min. Nou gaan ek weer so 'n paar minute terug, waar ek nou net gesê het, dat die afgelope tyd vra ek die Here net, what I'm doing, is it still worth it? Doen ek het verkeerd, doen ek
En ek met iemand anders dit anders kom doen. Because I'm counting the costs. En die Here sê net, hou net vir my dop. Jy hoef vir niks anders te kyk nie. Jy hoef te wag vir niks anders nie. Ek weet jy wil graag sien my seun. Ek weet jy wil graag hê minder mense moet na jou toe kom en jy moet minder mense help of hierdie hele storie. Of ek wil graag sien dat meer mense net regte Christene is en nie net sê hulle is Christene nie. En dis wat daai prentjie wat van die jeug nou net gesê het, is daai revival. Ek dink ons het daai prentjie verkeerd. Want vir my is dit nou net weer in aanbidding, is dit revive all. En as die ons het hierdie prentjie van jy moet meer mense inkom hier. Maar wat as God se prentjie is? Dat ons nie nog meer eg in ons disippelskap moet word hê. Revive all. Want wat gaan die wêreld doen? Alles anders gaan obsolet raak. Daai wat jy het, daai lewe wat jy leef. I want to be there. I want to be there. Hulle gaan die cost count en net sê, maar ek gee nie om, ek wil saam wees daar. As ons meer reël Christene raak, meer eg Christene raak, is dit nie dalk daai prentjie nie. As ons dink in ons daaglikse lewe, ouers wat opoffer vir hulle kinders, slaap verloor, geld spaar, emosionele energie, of besigheidsmanne of vroue wat risiko's neem, daar's altyd 'n cost counting wat ons moet doen. Daar's altyd, wat is nodig om hierdie reis deur te trek, en gaan dit die moeite werd wees aan die einde, en gaan dit wat ons nou beplan, en nou bymekaar sit, genoeg wees, om daar 'n fondasie te kan hê, of daar genoeg te kan hê. Baie keer vermy ons die koste, want dit is pynlik. Partykeer is dit pynlik om na die koste te kyk, en die koste deur te gaan. Ons wil die seëninge van God hê sonder die opofferinge. En die opofferinge kos ons baie. Maar dit bou ook ongelooflike mooi strukture van God se koninkryk binne ons en rondom ons. In Maleagi 3 vers 8 tot 10 waarsku God sy volk: Sal 'n mens God beroof, nogtans beroof julle my, maar julle sê, waarmee het ons u beroof? Met die tiendes en die offergawes, die koste van getrouheid sluit in. Gee jou tyd, talente en skatte. Gee jou tyd, jou talente en jou skatte. Dit wat veel belangrik is, dit wat naby aan jou hart is, dit wat veel waarde het. Ek gaan weer terug na 'n persoonlike voorbeeld toe. Jare terug, toe ek in die koöperatiewe wêreld was, nou bid ek net vir daai mense, want dit is 'n baie spesiale plek en baie spesiale mense wat daar kan bly en werk. Hulle het 'n groot roeping daar. Roep God my en dit klop die hele tyd. Dit klop, dis soos hierdie deur, dit klop. En ek het net in 'n posisie, ek was net gepromote in 'n posisie in waar ek 'n hele besigheid op sy eie moes ran. Die salaris, die voertuig, die voordele, al die lekker dinge. Dit was so 6 maande in. Toe maak God net die deur oop, hy klop nie meer.
En ek gee toe kennis, en hulle wou dit nie aanvaar nie, en gee so lekker koevertjie die volgende dag. Ek het net gesê, ek gaan hom nie oopmaak nie, ek stel nie belang nie. Ek weet wat God beplan het. Maar soos wat ek staan. En hulle kon nie verstaan wat gaan aan met hierdie persoon nie. Maar hulle is allemaal Christene. En ek sê, soos die Here te plan, dis nou tyd. En bedank, en ek's uit, en ek sê, yes. Okay, Here, wat nou? Ek dog het lyk soos hierdie deur. Ons gaan dit nou doen. Dis nou, ek is so opgewonde, Here, wat is eerste? En vir 'n jaar en 'n half sit ek sonder werk. Sonder inkomste. Ek eet by my ouers, ek eet by vriende. My ouers het later vir my gesê, jy hoor die reg, hè. Jy hoor die vir God, hè. Kom aan, jy's lui. Het jy reg, soos ek het by my vriende geëet. As iemand iets gaan doen het, dat ek sê, sorry, ek kan nie kom nie. Dan het ek gesê, jy kom, want ons stiek jou. En dan baie keer het gesê, nee, toe sê die Here, stiek jou trots in jou sak en gaan. Dit was baie moeilik. En dit was 'n journey gewees. En die kleurvolle deur was elke maand was daar 'n bedrag geld wat in my rekening ingekom het, wat net alles betaal het wat moes betaal word. Had niks oorgebly nie. Ongelukkig. Daar was letterlik net geld om te betaal wat moes betaal word vir 'n jaar en 'n half. Ek het later gedink soos nee, wat nou? En in daai tydperk was daar baie werksaanbode wat deurgekom het en so voor groot goed en lekker goed en ek het net gesê nee, dankie. Ek vertrou en wag op die Here. Daai stil raak plek. So vir die van julle wat my ken, ek is nie baie goed met stil sit nie. Ek bedoel met sit ook, ek het nie 'n kantoor nie. So dit was my baie moeilik. Dit was baie uitdagend geweest. Maar vandag kan ek sê, it was worth it. The cost was worth it. The cost was worth it. Vir wie ook al dit moet hoor. The cost was worth it. Die laaste gedeelte. Is jy betrokke? Is jy betrokke in die koninkryk van God? Is jy betrokke in die kerk? Is jy betrokke buite die kerk? Hoe lyk jou betrokkenheid? Betrokkenheid is nie passief nie, dis aktief. Ons moet aktief betrokke wees. Almal van ons het gawes. Party baie meer as ander. Maar ons almal het iets om te kan gee. Baie kere vat dit effort en ek moet die koste tel want ek is ongelooflik besig. Of die kinders se ryery of ek tel net ek is net besig met stocktaking die hele tyd. Wat ook al dit mag wees. Maar ons almal het iets om te gee. En God kom kykie hoe jy gee en wat jy gee nie. Dis ons grootste struktuurprobleem wat in ons samelewing is wat gee jy? Wauw, as jy deel is van die band die voor, daai mense moet baie geseënd wees. Hulle is baie geseënd, ek kan nou nie so goed sing nie, maar dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan nie oor dit wat jy het. Bære jy dit onder iets? Of gebruik jy dit? Benut jy dit? Dit is nie net om kerk toe te gaan op 'n Sondag nie, maar om deel te wees van die gemeenskap. Daar's 'n baie groot verskil. In die begin is daar baie, veral by die jeug, baie tieners wat inkom, maar hulle is daar op 'n Woensdag, maar sommige van hulle raak nie in die begin so lekker deel nie. Totdat hulle eintlik maar net agterkom, ons is almal dieselfde, ons is almal weird, ons almal het een of ander raakplek of fout, en dis okay. En dan is hulle van die voorbokke, dan moet ek hulle net so 'n bietjie terugtrek. Maar dis lekker, want dan word jy deel. Jy word gemaklik.
In Romeine 12 vers 1 tot 2 roep Paulus ons op: Ek vermaan julle dan broeders deur die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en vir God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. So my betrokkenheid is nie, dis 'n offer aan God se koninkryk. Dit wat ek kan gee, dit wat ek kan doen, is 'n offer aan God se koninkryk. En as ek goed kan sing of goed kan dans of goed kan inkleer, as ek dit gee, bou dit en lig dit God se koninkryk op en uit. Laat mense dit kan sien. Laat mense kan wonder, wow, hierdie talent, waar kry jy dit? Ek weet glad nie. Dis net van God af. Dis net van God af. En dan gaan ons verder, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. God sê self, jy gaan getoets word. Jou geloof gaan beproef word. En as ons die effort insit, as ons die koste bereken, en ons is betrokke, dis waar die engine aan die rol kom, is by die betrokkenheid. Dan, hoe meer ons betrokke raak, hoe meer val die eerste twee in plek in. Hoe meer ons betrokke raak, hoe meer gebeur die eerste twee net. Later is dit amper nie eers meer 'n keuse en dis net amper effortless. Maar die Heilige Gees kom net in en hy help en hy doen net. Betrokkenheid beteken om jou hele self in te sit. Is jy betrokke in jou gemeenskap met jou hele self? Of gee jy net so bietjie? Hier praat ek nie van iets wat jy kan gee nie, van jouself. Is jy betrokke in gebed vir jou land, vir jou gesin, vir jou besigheid, vir die gemeente, vir die kerk, vir die wat niks het nie? Ek het gister met voorbereiding ek het op 'n regte tiener binge ingeklim en op klomp video's ingegaan waar hierdie spesifieke ou oorsee net, hy stap rond as en hy iemand sien wat swaar kry, dan gaan hy net na hulle toe. Hy vra vir hoe gaan dit en of hy stap na hulle toe sonder skoene. Boemelaar, iemand wat langs die straat sit. Dan begin hy net met die ou gesels, wat is jou naam, hoe gaan dit en die ou is heel verbaas, hoekom gesels jy met my? En nou sien ja, maar jy het die skoene. Die ander ou sien hierdie persoon het nie skoene nie. Jy sê maar, hier's vir jou $50 of $20, gaan koop vir jou 'n paar skoene. Hy sê dankie. En hy gaan koop vir hom 'n paar skoene. En hy kom terug en hy gesels met die ou en en die ou wil net loop. Hy sê nee, wag, sit hier by my en hy maak sy sak oop en hy haal sy paar skoene daar uit. Die ou sê maar jy het dan skoene. Hy sê ja, maar ek wou eintlik net met jou gesels sit. Hoe lank is jy al op die straat? En hy verduidelik net soveel jare en hy wil graag wegkom van dit af ensovoorts. Die ou sê hier's vir jou $5,000. Jy sê nee, hoe bedoel jy? Sê hier's vir jou $5,000. Wow. En hy begin huil en dit het my so aangeraak en daai ou vat van dit en hy stap en hy sien 'n ander ou wat sukkel en hy sê hier's vir jou $500. En die ander ou kyk hom net so in die winkel sê hy maar hier's $10,000 want hy het nie slaapplek nie. En dit raak my so en ek is so in trane op die bed en ek moet voorberei. Ek sê okay, ek kan nou nie fokus nie, kan ons uit hierdie video ding uitklim en terugkom in dit in. En die Here kom wys net vir my daai liefde wat ons mis. Want effort, cost counting en betrokkenheid kan ons so ver trek, dat ons so besig is om al drie daai goed te doen, dat ons al die ander goed mis waar God ons nodig het. So dis 'n mespuntplek, maar dis ook 'n platform wat God gebruik aan hierdie kant om alles so mooi te hou en so mooi te maak. En ek kon net sien aan hierdie kant hoe dit is waar die verandering net gebeur, maar hoekom doen jy dit?
Dis net soos waar Jesus geloop het, sy disippels geloop het en almal net maar hoekom maak jy hierdie mense gesond? Hoekom spandeer jy tyd met hierdie mense? Ek dink Jesus se kop, maar hoekom nie? En elke slag is dit amper soos 'n bar one wat hy so uit sy sak het daar en sê hierso. Proe my Vader. Proe die liefde. Dit was nie net iets wat daar was iets wat gegee was. Ek sluit af met, dink aan die gelykenis van die talente in Matteus 25:14 tot 30. Die dienaars wat betrokke was, en hulle het elkeen gekry om hulle talent, om iets te doen. En hulle het hulle talente vermenigvuldig en is beloon. Die een wat nie betrokke was nie, het sy talent begrawe en is gestraf. So dit wat God vir ons gee, dis waar dit in daai betrokkenheid, dis hoekom ek sê, dis die engine. Die effort is 'n keuse. Dis net 'n keuse, daar's niks wat jou kan help om effort in te sit, en ietsie jy moet 'n keuse maak om effort in te sit. Dan counting the costs, dis so 'n bietjie meer dinkwerk. Dis so 'n bietjie meer dinkmerk, dis so 'n bietjie klankbord met tussen jou en God. Of tussen jou en iewers in jou gesin ook. En dan die betrokkenheid is waar die wiel begin draai en waar hy begin hardloop. En my laaste vraag, en ek wil afsluit met dit is, as God die effort maak om ons te leer ken, voordat ons, of enige iemand ons probeer leer ken het, if God counted the cost of our life, en as God dan nog steeds so betrokken is in ons lewe, hoe nie te meer moet ons al 3 daai goed elke dag doen nie. As hy die een is wat daai 3 goed in plek ingesit het, is dit nie ons plek om al 3 daai goed daagliks in te tap by nie. Daagliks by uit te kom nie. Maar dan sal ons altyd by 'n plek kom, en ek hou van die berg, want die berg is altyd, hier's hierdie ding voor my, hier's hierdie situasie, en ek weet nie. En God sê net, you got this. You put in the effort, you counted the cost, or we did together, en nou is ek betrokke in jou lewe, en jy is betrokke in my koninkryk. And when I say you got this, dan kyk jy nie oor jou skouer, waar is ek, of is ek naby, of kom ek nie. You go. Jy beweeg net van daar af. God verwag nie perfeksie nie. Hy verwag betrokkenheid. Ons kan alles in ons probeer om perfek te wees. Maar gaan ons altyd voel ons het dit nie. Of ons kan net begin betrokke raak en vertrou dat God in my werk en God by my is en God net kom sê you got this. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie eerstens dat U so opgewonde is oor ons en ons lewe en oor ons naam, nog voor die wêreld ooit 'n kans gehad het om daaraan te dink. Dankie Here vir die deurbrake vanoggend in die gees wat mensgemaakte strukture en ons eie strukture afgebreek het, godsdienststrukture verwyder het, Vader, sodat U koninkryk structures kan opkom en bly staan. Of sodat ons juis kan sien, deur die klatter staan hulle reeds. En God sê, you got this. Keep going. Don't give up. Keep praying. Keep standing. And keep fighting. En bo dit alles is just keep loving. Maak nie saak wat na jou kant toe kom nie, hou net aan mense lief hê. Hou net aan my koninkryk wys, daar waar jy beweeg elke dag. Dankie Vader vir U liefde. Dankie Here dat ons die keuse kan maak om effort in te sit, dat ons saam met U die koste sal count, die koste sal bereken, en dan dat ons betrokkenheid die plek sal wees waar die wêreld sal sien, hierdie is 'n kind van God.
Hierdie is die koninkryk van God wat hier beweeg. Dankie Vader vir u liefde, vir elkeen, vir elke gesin. Dankie Here dat die koste ons nooit sal oorrompel nie. Dankie dat ons al nooit sal moeg raak om die effort in te sit nie. En dat ons altyd sal weet, u sal konstant betrokke bly in ons lewe. En dit is lekker om dit te weet. Amen.